Geliefdes, ek groet u in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Gee graag vir u terugvoer van ons uitreik wat ons dan in die klein dorpie Redlinghuis gehad het. Eerstens wil ons die Here dank dat hy vir ons voorsien het. Ons het gevra en daar was reaksie gewees. Ons het inbetalings gekry om hier die veldtog te doen en waarvoor ons die Here baie, baie dankbaar is. U sal weet wie u is, wat vir ons inbetalings gedoen het. Ons wil vir u baie dankie sê. Dankie dat u gehoorsaam was. Ons het nou egter nie soveel ontvang dat ons kon oorbly in Redlinghuis nie, en daarom was ons goedkoopste opsie om maar elke aand dan in te ry, terug te ry plaas toe, en dan in die oggend weer uit te ry Redlinghuis toe. Maar ek wil vir u sê, wat 'n geseënde tyd. Ons is so dankbaar vir die kinders wat ons kon bedien het. Daar het maar 'n paar volwassenes gekom, maar die meeste was kinders, en ons is tevrede. Ons dank die Here dat ons die kinders kon bedien het. En weet jy, as 'n mens sien hoe die kinders luister en indrink wat hulle hoor, dan besef 'n mens net, geliefdes, hierdie is die opkomende geslag wat blootgestel moet word aan die waarheid en wat die evangelie moet kry. Hoe jonger, hoe beter. Hulle sê dat hoe ouer 'n mens raak, hoe moeiliker raak dit om by die Here uit te kom. En ons sien dit. Ons sien dit baie, baie duidelik. En geliefdes, wat so hartseer is oor die situasie wat besig is om homself uit te speel in Redlinghuis, is dat in daardie klein dorpie, ek weet nie of daar eers 5000 mense woon nie, sê hulle gaan daar letterlik niks aan vir die kinders nie, niks. Daar is nie eers Sondagskool. Nie een van die kerke daar het Sondagskool nie. Dit is tragies. Nie eers die VGK kerk het blykbaar Sondagskool wat hulle vir hulle kinders aanbied nie. Hoe tragies. Maar nou ja, soos ek sê, ons is die Here so dankbaar dat ons dan die evangelie op so praktiese wyse aan die kinders kon oordra, dat selfs die kleinste die evangelie verstaan het. Ek wil u vertel van 'n kosbare jong man van so, kan nie onthou of hy 12 of 14 is, ou Jordan, wat eendag daar opgedaag het, en ek het daar by die saal uitgestap, en ek sien vir Jordan daar by 'n pilaar staan, en ek praat met Jordan, en ek nooi hom toe in, en ek dink toe, ek gaan nou nie wag vir nog kinders nie, ek gaan nou met Jordan persoonlik en alleen, gaan ek deur die expo werk. En weet jy, terwyl ek deur daardie expo werk, kom ek ervaar dat die Here op 'n besondere wyse met Jordan besig is. Weet jy, dit is asof ek net die gevoel gekry dat hierdie jong seun is so ryp vir hierdie wonderlike goeie nuus. En ek het deur die expo met hom gewerk, hy het vrae gevra, maar aandagtig geluister. Ek wil vir u sê, hy was so gefokus gewees. En toe ek klaar deur die expo met hom gewerk het, soos wat my gebruik maar is om vir die mense te sê dat hulle die aangesig van die Here moet gaan soek, en dat hulle lewe met die Here moet regmaak. En so is Jordan daar weg. Ek het vir hom gesê, Jordan, gaan huis toe, gaan bid, gaan knie langs jou bed, en gaan vra die Here dat hy jou sal red. En weet jy, die volgende dag, toe is Jordan terug, en ek praat met hom, maar Jordan glimlag van oor tot oor, en daar's so blydskap by hom, en ek sê vir hom, Jordan, vertel my, hoe dit toe gisterand gegaan, het jy die Here aangeneem? Toe sê hy, ja oom Nico, ek het, en nou Jordan straal, en ek vra vir hom,
dink jy jy's 'n kind van die Here? Hy sê oom Nico, ja, ek is 'n kind van die Here. Ek sê, en jou sonde? Hy sê, oom Nico, die Here het my sonde vergewe. En met blydskap vertel Jordan my hoe hy daar langs sy bed gaan kniel het en hy die Here Jesus aangeneem het. Is dit nie kosbaar nie? Nou weet jy, die dag daarna, dis nou 2 dae nadat ek die expo aan Jordan verduidelik het en 'n dag nadat Jordan die Here aangeneem het. Hier's Jordan weer, maar hierdie keer met 'n maatjie. En die maatjie se naam is Dakoon. En Jordan sê vir my, oom Nico, asseblief, ek wil hê oom Nico moet vir Dakoon ook verduidelik, hierdie goeie nuus verduidelik. En ek is daar weer met Jordan en met Dakoon is ek net met die 2 deur die expo. Selfde, aan die einde van die expo, toe sê ek vir Dakoon, gaan. Eintlik het ek vir hulle gesê, ek sê vir hom, Jordan, nou kan jy saam met Dakoon, kan jy langs sy bed gaan kniel, of waar ook al, en gaan soek die Here, neem hom aan. En weet jy, om 'n lang storie kort te maak, die volgende dag, hier is Jordan en Dakoon terug. Vra van Dakoon, het jy die Here Jesus aangeneem? Glimlag van oor tot oor, ja oom Nico, met blydskap vertel hy my, hy het ook sy saak met die Here reggemaak. Nou is dit nie kosbaar nie. So, geliefdes, daar is 'n Malawier in Redlinghuis met wie ek nou al 'n hele ruk kontak het, en hy het op 'n stadium met hy saam met my openligdiens gehou in Piketberg. En dit is nou die man wat vir my die Evangelie Expo gaan vertaal in Chichewa, sodat dit dan ook Malawi toe kan gaan. Maar so kom Laxon toe nou daar na my toe, en ons sit en gesels, en ek en Laxon praat so, en Laxon vertel my hoe hy die mense daar bearbei, en hoe hy van huis tot huis gaan, en daar is 'n sekere klomp mense wat hy geïdentifiseer het, en met wie hy nou al 'n lang pad stap, en hy sê vir my, een van die jong seuns, met wie hy nou al 'n geruime tyd 'n pad stap, die se naam is Jordan. Ek sê vir hom, Laxon, dat ek nou eers vir jou 'n foto wys, want ek wonder of dit nou nie dieselfde Jordan is wat hier by my was nie. En toe ek het vir Laxon wys, toe lag hy net, toe sê hy, oom Nico, ek sukkel so om hierdie jong man, hy sê, maar hy wil niks weet nie. En nou ja, toe sê ek vir my, Laxon, Jordan het die Here aangeneem, en ou Laxon hy kon dit amper nie glo nie. Maar ek het hom toe bemoedig en vir hom gesê, Laxon, dis die vrug van die saad wat jy al die tyd in Jordan se lewe gesaai het. Hou aan, my broeder. Maar nietemin, hoe dankbaar is ons, en weet jy, ek was so bekommerd gewees, want wie is daar in Redlinghuis, wat hierdie 2 jong siele nou gaan versorg, en vir hulle geestelik gaan voed, sodat hulle kan opgroei in die Here. Dit was vir my bekommernis, en hier kom Laxon, en hy vertel my, dat hy en Jordan mekaar nou eintlik goed ken. Ag, geliefdes, is die Here nie goed nie. So daar het Jordan ook dan nou 'n broer in die Here, wat hom dan nou kan ondersteun op hierdie pad, en wat vir hom dan geestelik ook dan kan voed. Geliefdes, ek slaan my hande saam. Die Here, God in die hemel, is wonderbaar, en hy's so goed. Maar nou wil ek vir u sê, geliefdes, ons wil baie graag in September maand, wil ons, soos die Here wil, vir 'n week weer in Redlinghuis gaan staan. Maar hierdie keer sal ons met die karavaan gaan staan. Die karavaanpark is 'n bietjie duur, maar ons sal dit nou maar net moet doen. Dit is nou in September, want ons wil gaan opvolgwerk doen. Ons wil bietjie ook met Jordan en Makoon gaan werk, en dan gaan ons ook in daardie week gaan ons
dan met Lexin sit en dan gaan hy vir my help om hierdie Evangelie Expo in Chichewa te vertaal. Nou geliefdes, Lexin sal daai week nie kan werk nie. Hy doen soos wat hulle nou maar sê, peace jobs. Hy werk hier en daar in mense se tuine. Nou ons die gedagte is om hom te bespreek vir daardie week, dat hy dan nou nie beskikbaar gaan wees om vir mense te gaan werk nie, maar dan moet ons nou vir hom 'n week se salaris betaal wat hy sou gekry het, sou hy gewerk het. En ek wil vra dat u saam met ons sal bid, dat ons vir Lexin die week, ek dink hulle kry nou al R300 'n dag, so ons kyk na R1500 vir die week, wat ons vir hom wil betaal, wat hy ons dan nou ook gaan help om die expo te vertaal. Ons vra dat u vir ons sal bid, en as u dalk voel dat u wil bydra tot ons opvolg uitreik in 'n Redlinghuis vir September, sal ek bly wees. Bid daaroor, hoor by die Here, of u dalk moet bydra. Maar verder wil ek vir u baie, baie dankie sê, geliefdes, vir u gebede en vir die ondersteuning. Ons is so dankbaar, daar was 'n boer, ook hier in Porterville, wat vir ons diesel gegee het, sodat ons ook kon heen en weer ry. Ons het geweldig baie brandstof uitgery. Jy kan dink, dit is 80 km hier vanaf, eintlik meer, en maar die Here was goed. Die Here was besonder goed. Ons eer hom. Ons aanbid die Here vir sy goedheid en sy wonderlike genade. Nou geliefdes, ons gaan vir die maand Augustus het ek 2 preekbeurte gekry weer in Malmesbury. Ek het vandag daar gepreek, kosbare diens gehad, maar die 9de en die 23ste bedien ek dan weer in Malmesbury gemeente. Ons wil vir u vra dat u ook dan nou sal onthou om vir ons te bid rondom die fondse. Ons het nog nie ons strategie bekend gestel oor hoe ons te werk sal gaan om borge te werf nie. Dit sal ek miskien so teen die einde van volgende week doen. Maar nietemin, ons gaan nou vir Augustus gaan ons dan nou net hierdie 2 dienste doen in Malmesbury, en verder sal ek maar hier besig wees in die ateljee, en ons wil ook maar so 'n bietjie afsonder en stil word om by die Here te hoor van die pad vorentoe. Geliefdes, ekskuus, ek het nou amper vergeet om vir u ook te vertel van die koshuiskinders, wat u dan ook hier op die foto kan sien, wat na die expo toe gekom het. Ons het die skoolhoof gebel en vir hom gevra of daar 'n moontlikheid is dat hulle die koshuiskinders kan bring. En sonder om te aarzel het hy toegestem en het hulle gekom. En dit was net so 'n wonderlike geleentheid gewees. Ek het seker 'n uur en 10 minute, 1 uur en 15 minute het dit my geneem om die hele expo saam met hulle deur te werk. In gewoonlik so 'n groot groep, daar was amper 40 kinders, raak baie woelig. Hierna so 30 minute raak hulle so woelig, jy vra meer, bly stil, en jy probeer meer orde hou as wat jy enigiets anders kan doen. Maar hierdie groep was gefokus en hulle was stil gewees. Ons het vir hulle erkenning gegee aan die einde en vir hulle gesê, dis nou seker die soetste groep wat ons in jare bedien het. En die juffrou wat ook daar was, het dan vir my gesê, sy het nie eers vir hulle gevra of hulle gemaan om stil te wees nie. Dit het net so uitgespeel. Is die Here nie goed nie? Wat, geliefdes, bid asseblief vir die kinders van Redlinghuis. Hulle het dit so nodig. Geliefdes, baie dankie. Dankie vir u gebede. Dankie vir u ondersteuning. Dankie vir die passie en die ywer wat u het vir die werk van die Here. Mag die Here vir u ryklik seën. Ek wil vir u seën met hierdie kosbare lied. Luister mooi en geniet dit. Tot 'n volgende keer. Totsiens. By the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my
I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? I, the Lord of snow and rain, I have borne my people's pain. I have wept for love of them. They turn away. I will break their hearts of stone, give them hearts for love alone. I will speak my word to them. Whom shall I send? I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them. My hand will save. Finest bread